Ons verheerlik U, want aan U behoort alles. Van U af kom alles. Here, selfs as daar enigietsie goed is in ons, dan kom dit van U af. Ons sê vir U dankie vir dit. Ons verheerlik U, Here Jesus, U is die enigste naam deur wie enigiemand gered kan word, deur wie enigiemand verlos kan word. U is ons Here, U is ons koning, U is ons Vader wat alles in U hande het. Niks gebeur sonder U toestemming, Here. En ons sê vir U dankie dat ons veilig is binne in U, want U is ons hemelse Vader. En ons kan leef omdat U vir ons asem gegee het om te leef. Here Jesus, ons kom verklaar vandag dat ons lewens gaan oor U. Gaan nie meer oor ons nie. Die tyd dat ons lewens oor ons gegaan het, daai tyd is verby. Ons lewens gaan oor U en ons soek U en ons word gevind deur U al hoe meer en meer. Dankie Here dat ons al hoe meer en meer kan sien. Dat ons al hoe meer en meer kan verstaan. Dat ons groei en verstaan wie ons is, wie U is, Here. Waaroor hierdie lewe, hierdie klein stukkie op aarde eintlik gaan. Ek bid vanoggend, Heilige Gees, kom leer ons. U wat die leermeester is, U wat die een is wat ons kom wys wat waarheid is en wat lewe is. Kom en kom leer ons vanoggend. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Ons gaan nie nou al amen sê nie, draai om, sê vir iemand langs jou, het is lekker om jou te sien. Jy mag nie jokkie. Ek dink baie keer as ons so lank saam met die Here loop, dan besef 'n ou nie hoe wonderlik is dit om mense rondom jou te kan hê. En ek wil jou sommer aan die begin uitdaag vanoggend. Daar sit skatte van die Here rondom jou en ons is nie deel van daai skatte nie, want ons sien mekaar net op 'n Sondagoggend. Amen. Dankie, ek het dan gehoop as een. Daar's soveel rykdom wat langs jou sit. Daar's soveel mooi van die Here wat langs jou sit, en agter jou sit en voor jou sit. En ons lewe kan soveel meer wees as ons dit nie so alleen lewe nie. Ek is baie lief vir julle as ek hierdie goed sê. Die mense langs jou fight net sulke battles soos jy. Maar weet julle, dit help so baie, want ek kan 'n stukkie leer uit die oorlog wat jy gewen het. Jy kan dalk 'n stukkie leer uit die oorlog wat ek gewen het, maar as ek jou net op 'n Sondag sien, en is net daai ou Gert ou wat praat, en ek kry nie met jou gepraat, en die langs my sit en agter my sit nie, dan verloor ek soms 'n stukkie. Maar ons gaan ons verhoudinge moet begin doelgerig bou. Na 'n plek waar ons God in mekaar nog meer beleef. Een klein dingetjie wat ek vir julle wil gee, is nou vakansie, die kinders is by die huis, lekker. Daar's nie al die dinge nie in. Jy kan hom amper voel of jy jou voete vind. Ek wil jou een ding sê, as jy nou weer gaan kuier by daai ou maat van jou, voordat jy loop, voordat jy ry, voordat jy by die kar kom, want dis mos die tweede deel van die kuier, voordat jy by die kar kom, sê vir daai man, hey, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. En dan bid jy net in jou hart vir jou vriend, vir jou broer. Dit verander so baie dinge as 'n ou saam bid. As jy nou klaar gekuier het en klaar die ou skaapchoppie geoffer het, en dan net voor iemand ry, dan sê jy, kom ons bid saam. Is dit reg so? Nie lank hier, dit hoef nie lank te wees, net uit jou hart. Amen. Amen. Ons is 'n samelewing. Nie 'n enkel lewing nie. Nie 'n alleen lewing nie. Nie 'n agter die toe deur lewing nie, maar 'n samelewing. En Jesus maak vir ons hierdie belofte, maar Jesus is op aarde en hy kom en hy maak self die belofte. Dit is nie eers deur 'n profeet of deur 'n godsman nie. Hy kom self en hy sê, waar twee of meer in my naam bymekaar kom, daar is ek in hulle midde.
Kan julle ouens my hoor, moet ek Engels draai? Dit is so mooi, ons het 'n oom daar wat bid vir die kos, nou is daar 'n klomp mense van baie lande af, nou moet die oom in Engels bid, en die oom bid en hy bid en hy bid, en nou begin hy wonder, hoe sê mense nou in Engels amen? Dit is 'n ware storie, ek ken die oom persoonlik, sout van die aarde tipe oom. Jesus en die oom bid, nee, en nou bid hy, en die Engels raak al hoe minder, en dit waarvoor hy kan bid raak al hoe minder. En toe hy nou op die einde kom, en hy weet nou nie hoe om in Engels amen te sê nie, toe sê hy, nou okay, bye. So, dis ook reg. Dis ook reg. Jesus made you part of a body. And you're not supposed to live all alone. En dit beteken nie jy met mekaar se huis se drempel deurtrap nie. But it means that you can be alone inside the church. Did you know that? You can be alone here this morning. You can come and you can smile, but you can be alone. And the journey out of aloneness is sharing love, sharing your heart, being honest, being real. Het gaan nooit met almal net goed nie. Het gaan ook nooit met almal net sleg nie. So ons wil nie by mekaar mou nie, maar ek moet 'n plekkie hê waar ek my hart in eerlikheid kan deel. Amen? Amen. Alright, so ons is 'n samelewing, maar ons is 'n samelewing in Christus. As jy, wie van julle het julle Bybel gebring? Wys bietjie af vir my. Nice, ek hou daarvan. Ek het gesien, een man kom vanoggend met 2 Bybels hier aan. Daar is hy. En nog 'n Bybel se naam ook, so, dit is goed, ek like dit. Jy kan oopmaak so lank daar vir 'n kripnoot op Efesiërs 2. Maar ons is in Christus se samelewing. Johannes 10, een van die mooiste hoofstukke, one of the most beautiful chapters in Scripture, John 10. And Jesus is talking to us about Him being the shepherd and we are the sheep. And He says there in verse 9, I am the door. Jesus Christus is die enigste pad na die Vader toe. Maar Jesus Christus is ook die enigste pad na lewe toe. Want as jy nie Jesus Christus as jou Here het nie, dan bestaan jy maar net vir 'n rukkie. En dan word jy geskei van hom en jy's vir ewig verlore. Maar as jy Jesus in jou hart het, dis waar jy kan lewe, maar daar's 'n ding oor dit. Hoor hierso. Hy sê, if anyone enters by me, he will be saved and will go out and he will find food to live, food to eat and a place to live. He will find pasture. Pasture is 'n plek wat veilig is. Pasture is 'n plek waar jy weet daar kos is. En Jesus sê, as iemand deur my kom, hoe kom ek deur Jesus? Ek moet 'n ruiltransaksie maak met God. Ek moet sê, Here, hier is my lewe en hier is alles wat ek is en alles wat ek het. En ek gee dit, ek verruil dit vir alles wie U is en alles wat U het. Hallo? Ek kan nie vir Jesus kom traai nie. Let's see if it works. Let's see if I give Him a little something, what He does with it. Dis 'n transaksie wat ek maak en ek sê, Here, alles wat ek het en alles wie ek is, en ek weet, môre gaan ek daai ding weer vir die Here gee, want daar's eintlik nog 'n klomp goed wat ek nog steeds my eie vashou, maar as hierdie hart van, Here, ek wil alles wat ek het en alles wat ek is vir U gee. Maar Here, ek soek ook alles wie U is. En alles wat U het, moet ook my deel wees. Dis hoekom ons nagmaal gebruik nou. Jesus het niks teruggehou toe hy gesterf het vir ons aan die kruis. Hy het alles gegee. It wasn't half-hearted. He gave everything for us. And He wants us to be like Him. Hy wil hê ons moet soos hy wees. Amen. Amen. Hoor hierso wat sê hy? Deel van die belofte, vers 10. The thief, wie is die dief? Duiwel. Die duiwel, Satan, die vyand, die een wat teen jou staan, die teenstander
is wat Satan se naam beteken. Hy is die teenstander. Hy staan teen jou. Hy sê the thief does not come except to steal, to kill and to destroy. There's 2 dreams for your life. Only 2, no more. Maak nie saak wat jy word, eendag as jy groot is, die jong mense, maak nie saak of jy jou job verander het, daai is sideline issues. Okay, daar's 2 drome vir jou lewe. Daar's 'n droom van die een wat teen jou staan. His dream is he only comes to you with one motive and one desire and one agenda. He wants to steal from you. He wants to kill you. Hy wil jou doodmaak. And he wants to destroy. The other dream that there is over your life. Wat is die ander droom? Jesus sê, I have come that they may have life and that they may have it abundantly. Life, sê vir die ou langs jou, life. Maar toe wil. And life abundantly. Hier sal sien dit. Hoor vir my mooi. Luister vir Gert. That abundant life is not flashy cars and a lot of money and all the nice things and everything working out and God hopping around trying to please you and do your will. That's not why Jesus came. Tim Keller, weet jy wie van julle al van daai oom gehoor het nie? Hy sê iets, hy sê Paulus het nie gebid vir mense se omstandighede om te verander nie, nie een keer. The great apostle Paul did not pray for people's circumstances to change. He prayed for them to become more like Jesus. Hallo? Ek sê hierdie goed nie omdat julle dit weet nie, maar om julle te bemoedig. Hoor nie so wat gebeur. Jesus sê ek het gekom dat julle lewe kan hê en 'n lewe in oorvloed. But here's the thing. It's not God just adding things to your life. It is God wanting you to die to your life so that you can stand up in His life. Dis 'n reël transaksie. Dis nie van ek kan 'n paar goedjies gee en 'n paar goedjies verwag nie. Dis 'n heel ander lewe wat hy wil hê ek moet lewe. Wanneer jy gedoop word, dan sê jy my lewe, my maniere, my voorkeure, my desires, die ek, dit wat ek wil hê, daai ding sterf vandag. Dis wat doop beteken. En dan sê jy, Here, maar nou het ek U genade in die lewe nodig, want nou moet ek opstaan en ek moet 'n nuwe lewe leer ken, 'n lewe wat ek nog nie baie goed ken nie, wat ek moet leer ken. Hoe lyk hierdie lewe? Hoe dink God? Wat wil Hy hê? Wat is Sy planne? Wat is Sy droom? Dis die lewe van oorvloed waarvan Hy praat. En die goeie nuus is, Hy sê die koninkryk van God is soos suurdeeg. Gelukkig gaan my so suurmelk nie. Maar dit is so suurdeeg, 'n klein bietjie suurdeeg, 'n klein bietjie van sy lewe en dit begin groei. En dit begin groei in ons en dit begin deurspoel na al die plekke van my lewe. Maar ons kan nie Sondag na Sondag kom en dieselfde lewe leef as wat ons geleef het voor Jesus. Ek moet kom en vir hom kan sê, Here, my mens sterf. Dit wat ek wil doen en wat ek dink belangrik is en wat ek dink smart is. Ek is bereid om dit neer te lê en te sê, Here, kom wys vir my wat U wil hê ek moet doen. Wie is ek eintlik? Amen. Ek hoop is vir julle bemoediging vanmôre. Klink 'n bietjie kwaai, hoor. Ek wil net nie hê dat ons soms voel, maar waar is die krag en die lewe van God in ons lewens? En is dit dan nou waar wat in die Bybel staan?
omdat ons eintlik net so met ons tone in die water staan. Ek vertrou die Here dat ons almal ingaan, oud en jonk, en sê, Here, hier is my hele lewe. Soos wat Petrus vir Jesus gesê het, nie net my voete was, hy was my alles. Was my heeltemal. Amen. Hoor hierso, 2 Korintiërs 5 vers 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. A new creation. A new life. A new person. Old things have passed away. Behold, all things. Sê dit saam met my, all things. All things have become new. All things have become new. How many things? All. Ek voel as 'n salwing daar. Hierdie ouens, alles. Sê saam met my, alles. Alles. Alles in my lewe. Dis ons droom in ons hartsbegeerte. Here, alles binne my. Everything has become new. You see, if I try to fit this into my old mind, it will stay shut. As ek die waarheid van die Here in my ou menswees, in my ou manier, hierdie is my voorkeur, hierdie is wat ek wil doen. Weet jy wat, jy stap om die berg en om die berg en om die berg en om die berg. God soek 'n sagte hart, 'n hart wat kan sê, Here, kom wys vir my, wat wil U hê? Hoe wil U hê moet ek leef? En dan die wonderlike ding is, hy kom en hy kom wys vir ons hoe hy wil hê ons moet leef. En hy kom praat met ons en hy kom sê vir ons. Sien, daar is net 2 drome. Efesiërs 2 vers 1, vir die van julle wat julle Bybels het, hy sê, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world. Dis nie 'n oorvloedige lewe nie. Die manier van die wêreld is nie 'n oorvloedige lewe nie. Ek het hierdie week weer gesien wat die gejaag na geld aan mense kan doen. Ja, ons almal moet lewe. En lewe so goed so wat jy kan. En as die Here jou die genade gegee het, man, om geld te maak al die geld wat daar te maak is. Daar's niks fout daarmee nie. Baie mense wat ryk is, het baie hard gewerk om ryk te word. En God het hulle geseën en hulle gehelp. Salomo hy was so ryk, silwer en goud was so algemeen in Israel soos die klippe. Nou, ek was nou nog nie in Israel nie. Ek sal dalk eers 'n bietjie later gaan, hulle moet nou eers klaar maak. Maar hoor hierdie ding. Ek het nou al op die internet gesien, daar is nogal baie klippe in Israel. En om ryk te wees is nie 'n curse nie. En om arm te wees is nie noodwendig 'n curse nie. Kom nou. Moet 'n mens, kom ek vra julle die vraag, verantwoord my gou. Wil God hê ons moet ryk wees of arm wees? God wil hê ons moet syne wees. En as ek syne is, dan kan ek vergenoegd wees. Maar vergenoegd is iets wat ek moet leer hoe om te wees. Want Paulus sê, ek het tye van baie gehad, en ek het tye van heeltemal te min gehad, en ek het geleer hoe om in die tye van te min en in die tye van oorvloed vergenoegd te wees in hom. Amen. Want ek het geleer om in die tye van nood en armoede en hongersnood en daai wat jy so verniet vas, jy bid nie regtig vir ietsie, maar daar's ook iets om te eet nie. In daai tye en in die tye wat jy baie het en baie het om te gee en baie het om te hê en baie het om te geniet, ek het geleer om in al hierdie tye vergenoegd te wees. En dis wat God wil hê hoe ons moet wees. Amen. So, hy sê hier so, and you once walked according to the course of the world, according to the
prince of the power of the air. There is a spiritual force in the air that moves the world around. And it's not the Holy Spirit. Jy sien, daar's weer eens net twee drome vir jou lewe. Daar's 'n droom van, nie van God nie, en 'n droom van God vir jou lewe. En dan kom Jesus en hy sê, ek het gekom dat jy kan lewe, en lewe in oorvloed. Ek maak alles nuut. Wat beteken dit? Dit beteken, soos wat ek saam met God stap, dag vir dag, moet ek hom vra om alles in my lewe nuut te maak. Die maniere hoe ek dink, die maniere hoe ek doen, alles moet nuut word. Hy sê in vers 14, for the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him, who died for them and rose again. Dit beteken nie almal moet missionaries word nie, hoor my. Dit beteken nie jy moet vandag jou plaas verkoop, in jou huis verkoop, in jou besigheid verkoop nie, dis nie wat dit sê nie. Wat dit sê is, jou lewe is nou syne. En jy moet jou lewe vir hom. As jy boer, dan boer jy. Kom, sê dit saam met, vir hom. As jy skool gee, dan gee jy skool. Vir hom. As jy solar doen, dan doen jy solar. As jy preek, dan preek jy. Vir hom. Ons lewe nie meer vir ons self nie. En alles wat ek doen, wil ek lewe vir hom. Hy het gesterf, dat ek kan lewe. En hier in hierdie aarde waar dit woes is en moeilik is en soms wild gaan en waar ek teëspoed het, lewe ek vir hom. En nie meer vir my self nie. Wie van julle moes al iets doen en dan moet jy gou iemand aflaai ergens. Maar dis koud. En die wind waai en jy sit nou lekker by die kaggel. En nou moet jy 'n ou loop optel en hom ergens loop aflaai. En dan sê jy dan regtig lus. OK, lyk my is 3 van ons. Julle moet maar bid vir ons, hoor. Wie van julle het al iemand bel vir jou en dan sê ag net nie nou nie. Ouens, dis maar ongelukkig deel van die samelewing. Van ons as 'n liggaam. Party ouens bel jou en jy voel eers jy wil net met hierdie ou praat, ander ouens bel jy sê Maar dis dan goed om jouself te herinner aan hierdie skrif. Hy het gesterf dat ek kan lewe. So hierdie lewe wat ek nou lewe ek nie meer vir myself nie, maar vir hom. Amen. Want jy sien, liefde begin eintlik eers tel wanneer dit nie verdien word nie. Liefde begin eintlik eers regtig tel. Jesus sê, hy sê, weet julle wat? As jy goeie dade doen, moet dit nie net doen aan jou chommies nie. Dis goed om dit te doen aan die mense wat saam met jou die Here dien. Die Bybel sê dit, veral vir die huisgenote, sorg vir hulle. Maar weet jy wat sê hy? Maar doen goed aan iemand wat niks vir jou kan terugdoen nie. En dan sal jou beloning van jou Vader in die hemel wees. Amen. So, ons lewens behoort nie meer aan onsself nie. Maar ons lewe vir hom, who died for them and rose again. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, for he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. Ons wat sonde het, wat God mis, God het Jesus Christus laat sonde word vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Daarom, omdat hy dit gedoen het, Handelinge 2 vers 36 sê, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God made this Jesus, whom you crucified,
both Lord and Christ. Hierdie Jesus wat gekruisig is altwee Christus en Here. Wat beteken Here? Here beteken supreme, die hoogste. Dit beteken in ons taal die baas. So ek wil vir julle 'n storie vertel, dan is ons klaar. Daar's hierdie man, en ekskuus vir die een of twee van julle wat hom gister gehoor het, maar daar's hierdie man wat klavier speel. Hy speel van kleins af tot hy so, toe die ou groter raak, begin hy al hoe meer speel, en toe hy op universiteit kom, begin van sy pelle hoor hoe hierdie man klavier speel. En hulle nooi hom, toe hulle begin trou. Luister man, wil jy nie kom speel met my troue nie? Eers en dan speel hierdie ou die mooiste musiek, wat mense wegvoer. Ek weet nie of jy altyd sulke musiek, partykeer dan luister jy net sekere musiek, en dit vat jou heel uit hierdie wêreld uit. En hierdie man speel hierdie verskriklike mooi musiek. En dan is dit hierdie pelse troue, en dan is dit daai pelse troue, en later is dit nou mense wat by die troue is, wat hom vra om op hulle kinders se troue te speel. En so begin dan nou 'n bietjie 'n gons rondom die ou kom. En by een van hierdie troues, toe's daar 'n agent van 'n groot musiekhuis. En hy hoor hoe speel hierdie ou ontsettend mooi klavier. En hy gaan praat met hom en hy sê, luister, hier's my kaartjie, ek wil met jou praat. Gee my jou goed. Ek wil hê jy moet kom speel in een van ons auditoriums. En daai auditorium sit omtrent so 4000 mense. En eers wil die ou nie en hy wil nie, maar op die einde van die dag praat die agent hom om. En hulle verkoop kaartjies, laat dit goed gaan, en daai plek sit gepak. En daai ou begin speel. Die konsert is 'n uur en 'n half lank. En hy speel, en dis ontsettend mooi. En na 'n uur en 'n half, toe hy die laaste noot slaan, toe vlieg die mense op en hulle begin hande klap. En hulle begin hande klap en hulle begin cheer. En die ou staan op, en hy buig so half sinies, en hy stap agtertoe, agter die gordyne in. En die ou die gordyne sê, nee man, gaan terug, hoe gaan hulle aan? Die ou sal vir jou cheer. En die pianist sê vir hom, nee wat, hierdie het nie gewerk nie, dit was nie 'n goeie vertoning. Die ou kyk so om die gordyn, en hy sê, nee man, as jy mal, kyk hoe gaan die mense aan, kan jy nie hoor hoe cheer hulle vir jou nie? En hy sê, ek het dit nie gemaak vandag nie. En die bestuurder kom in gehard op, hy sê, luister, asseblief, wil jy nie net vir ons nog een liedjie speel? Die mense staan nog steeds, hulle klap nog steeds, en ek is bang, hulle begin op die stoele klim, ek is bang, hulle gaan die plek afbreek, asseblief, kan jy nog vir ons een lied speel? En hy sê, nee, ek is jammer, ek kan nie. En hy sê, nou, hoekom nie? Hy sê, want ek het dit nie gemaak nie. Hy sê, wat bedoel jy? Hy sê, gaan kyk daar links agter in die hoek, sit 'n ou oom. Hy cheer nie. Die ou loer so vinnig hier hierdie kant, hy sê, ag, daai ou oom kan teen nie eens meer hoor nie, man. Kyk hoe gaan die mense aan. En die klavierspeler sê vir hom, nee, daai oom wat daar sit, wat nie cheer nie, is die oom wat my geleer het om klavier te speel. Die motto van die storie is, ek hoef nie te lewe vir almal se applous, maar vir die een wat sy lewe vir my gegee, sodat ek kan leef. Maar as ek vir hom leef, dan wil ek vir hom leef met alles wat in my is. Skrif wat ons almal ken, Galasiërs 2, vers 20. Paulus sê, I have been crucified with Christ. Ek wil vanoggend vir jou sê, as dit nie partykeer met jou moeilik gaan omdat jy lief is vir Jesus nie, dan moet jy regtig gaan kyk of jy lief is vir Jesus. As jy nêrens 'n prys moet betaal, of iets moet neerlê van jouself nie, dan moet jy regtig gaan kyk of jy besig is om te volg, of is jy maar net gered en geraak. Hy sê, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live. Hierdie ou wat alles gehad het, al die name en fame en alles van mense en Paulus, hy was geleer deur Gamaliel, een van die fancyste ouens. Hy het die hoogste job title in Israel gehad, ou Paulus. En hy sê, it is no longer I who live.
Ouens, ek kan nie vir Jesus in my lewe in probeer sit, in stukkies van my lewe in probeer sit. Ek moet vir hom alles gee. En hy moet die een word wat my Here is, wat my lei in elke keuse wat ek maak, wil ek hom volg. Paulus sê, hy moet meer word en ek moet minder word. Dis 'n pad wat 'n ou stap, dit is nie net 'n oornagting nie, ek wens dit was so eenvoudig. Dis elke keer wat ek 'n keuse moet maak om myself neer te lê vir sy wil, om te doen wat hy wil hê. I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh. Hy sê reg, dood ek lewe dan nog hier, maar die lewe wat ek hier lewe, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dis hoe die koninkryk werk. Die koninkryk is 'n gee koninkryk. Ek gee myself vir God. Ek gee myself aan die bruid van God. Die mense wat om my is. Amen. Amen. Hierdie is 'n fondasie wat ek probeer skep vir die volgende paar weke. Waar ons gaan praat oor wie is ons in Christus. En ek is vanoggend dalk 'n bietjie kwaai oor dit, want ek wil waak teen hierdie prosperity goed wat so die kerk besoedel het. Wat die kerk so kragteloos gemaak het. Wat die kerk so irrelevant gemaak het vir die wêreld. Want dit het net gegaan oor, hoe kan ek, eers dit maak my hart seer om dit te sê, maar hoe kan ek die beloftes en die promises van God buig, dat dit my kan bevoordeel? Dis nie waarvoor Jesus gesterf het nie. Dis nie waarvoor die beloftes van God bestaan nie. Ja, ek kan hom vra, Here help my, ja, ek moet hom vra. Jesus het ons geleer om so te bid, Here voorsien vir my vandag, sorg vir my vandag, Here gee vir my wat ek nodig het vandag, en dis waar. Maar ons kan nie die gospel van Jesus so cheap maak nie. Jesus het nie gesterf, dat jy met 'n nuwe BMW kan ry nie. En as jy met 'n nuwe BMW ry, brother, ry vinnig, want dit is 'n lekker kar. Maar dis nie waarvoor Jesus gesterf. Hy het gesterf, hy het sy lewe gegee as 'n voorbeeld, dat soos wat hy sy lewe gegee het, soos wat hy gebid het in die tuin van Getsemane en gesê het, Here, ek wil nie hierdie ding deurgaan nie. As daar 'n ander manier is, maar nie my wil nie, U wil. En dan wanneer ek sê ek is vrygekoop van God, dan is dit nie vrygekoop sodat ek oulik kan wees en dat dit alles oor my kan gaan nie. Wanneer ek sê ek is 'n kind van God, dan gaan dit nie net oor my nie. Ek is 'n kind van God en ek is vrygekoop en ek is die kop en nie die ster en al die wonderlike beloftes, maar dit gaan nie hier oor my en hoe God my moet help en hoe God altyd alles moet los en doen wat ek wil hê hy moet doen nie. Amen. Daar is hierdie blydskap en hierdie vreugde in my hart, dat ek saam met hom kan lewe. En as ek weet, dat ek bid wat in sy hart is, dan gee hy dit en hy doen dit. Maar ouens, ons mission hier is om hom te verheerlik. Is om sy lewe te beleef en om daai lewe te deel met ander wat dit nie beleef nie. Sodat ons kan klaarmaak wat ons moet doen en kan huis toe. Ergens moet dit in ons harte begin insink, dat hierdie wêreld nie die doel is nie. Dat dit nie alles waarvoor ons moet lewe nie. Maar dat ons moet lewe om sy wil te doen, sodat ons kan wees waar hy is. Sodat ons by hom kan kom. Amen. Maar dit vat 'n pad. Dit vat 'n pad van my eie menswees neerlê en opstaan in wie ek in Christus is. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, baie dankie
dat U wat God is, en gelyk is aan God. Here Jesus, dat U lewe vir ons kom gee het. En vanoggend, Here, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, wanneer ons gaan eet en drink, dan sê ons vir U dankie, Here, dat U vir ons 'n voorbeeld gestel het van hoe om ons lewens neer te lê vir mekaar. En ek bid, Here, dat binne in ons harte dat U liefde, nie dwang en skel en kwaai nie, maar dat U liefde binne in ons sal groei na ons liefde vir mekaar. En dat ons vir mekaar en vir 'n wêreld wat U nie eers ken nie, ons lewens sal neerlê. Here Jesus, vanoggend as ons hierdie sappie drink, dan sê ons dankie vir U bloed. U bloed wat ons skoon was, wat ons reinig van alle ongeregtigheid, wat ons sonde, wat ons verdien het om hel te gaan wegvat. En Here, as ons hierdie koekie eet vanoggend, dan sê ons dankie, Here Jesus, dat U U liggaam gegee het vir ons, sodat ons kan lewe, dat ons kan gevoed word in ons siel, dat ons genees kan word in ons liggaam, en Here, dat ons ook weet, dat U vir ons sal voorsien. Ons sê vir U dankie vir dit, in die naam van Jesus.